Goeiemôre my liewe vriende. Ek groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Baie welkom by hierdie erediens vanoggend. Ek glo en vertrou dat jy hier is met 'n verwagting van die Here en dat die Here ook in jou hart in sal spreek. Terwyl ons so sit, kom ons bid en vra die Here dat hy hierdie diens vir ons sal seën. Ons dierbare Here Jesus, groot en wonderlik is U. En ons wil vanmôre as U kinders vir U sê dat ons aanbid U, ons loof U, ons prys U. Ons wil U naam groot maak. Ons wil sing tot eer van die Here wat vir ons goed is, wat vir ons gesterf het aan die kruis, opgestaan het en wat vir ons 'n droom het. Here, ons gee onsself vanmôre oor in U hande en vra dat die Heilige Gees met elkeen van ons sal praat vanoggend, nie om ons te vereer nie, maar om die seun van God te vereer vanoggend. Alles wat vanmôre gebeur, Here, gaan om U te eer en te prys. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons het een teksvers vanmôre uit die woord van die Here uit. En dit is die heel eerste vers in die Bybel, Genesis 1 vers 1. En hierdie vers sê vir ons: in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Ek was so ongeveer 21, 22 jaar oud. Toe het ek 'n konferensie bygewoon van Dr. Willie Maree. En op hierdie konferensie het die Here met my gepraat. En op 'n stadium het Dr. Willie Maree 'n vraag gevra en hy het homself na my toe gewend en hy het die vraag aan my gestel. En hy het vir my gevra, hoe oud is ek? En ek het vir hom gesê, ek is 22 jaar oud. En toe vra hy die volgende vraag aan my: waar was jy 25 jaar gelede? Met ander woorde, 3 jaar voordat jy gebore is op hierdie aarde, waar was jy gewees? En ek was op daardie stadium in my 3de, 4de jaar op universiteit en ek het deur my gedagtes geblaai en uiteindelik kon ek vir hom net die antwoord gee en sê, wel, ek was seker maar in die hemel gewees of ek was 'n engeltjie op 'n wolk gewees, ek is nie heeltemal seker nie. En sy antwoord aan my het al die jare by my gebly, tot nou toe. En sy antwoord was: jy was jou pa en jou ma. En hulle was hulle pa en ma, en so het dit teruggegaan tot by Adam en Eva, wat die eerste mens op hierdie aarde was. En jy was in die hart en die gedagtes van God gewees voordat hierdie aarde geskep is. En dit het my aan die dink gesit. Dit het my krities gemaak om vrae te vra. Waar kom God vandaan? Hoekom is ek hier? Quo vadis, waarheen is ons op pad? Waar gaan dit eindig? Wanneer gaan dit eindig? En ek het die Bybel begin bestudeer en kritiese vrae gevra. En diegene wat my ken uit die Bybelstudies uit en in die prediking sal weet dat my tipe prediking is 'n konfronterende prediking. Ek glo daaraan dat dit nie eensydig moet wees van een kant af nie, maar mense moet vrae vra. Mense moet krities kan dink oor die Bybel en vir hulle self antwoorde kry. Ek het al baie antwoorde vir mense probeer gee, soms het ek gruwelooslik gefaal, maar soms het ek dinge vir myself uitgewerk en ons probeer om vanmôre
teologies, Bybels te wees, wanneer ons aan God sekere vrae vra. En daarom is ek ook vandag 'n teoloog. Die Griekse woord theos en logos beteken om kennis oor God te kry. Liewe broer en suster, hier word ons vanmôre gekonfronteer met 'n Bybelse vraag. In die begin. Wanneer was die begin gewees? En hier kry ons iemand wat 'n persoon na ons toe kom en hy noem homself Elohim, God, drie-enig. Ons hoor van die hemel en van die aarde wat geskep is. En ons word gekonfronteer met die skepping rondom ons. En een van die eerste vrae wat ek in my lewe gevra het ook is, maar waar kom God vandaan? Al wat ek weet is ek is hier en wat nou? Waar kom God vandaan? En eendag het iemand vir my dit bekend gemaak, hierdie vers, en gesê, dat God het alles in die skepping, alles in die wêreld, alles wat bestaan, het hy in 10 woorde geskep. In die begin het God die hemel en aarde geskep. 10 woorde. En dit het 'n klomp vrae by my ontlok. Want jy sien, hier is 'n kontinuum, hier is 3 dinge wat gelykertyd moet plaasvind vir iets om geskape te word, om geskep te word. In die eerste plek, die begin. Wanneer is die begin? Dit is die begin van tyd. Maar voor dit moet daar 'n ewigheid wees waarin daar nie tyd is nie. Met ander woorde, God het tyd geskep. God het ruimte geskep, die hemel of die hemele. En God het materie geskep. En al 3 hierdie dinge moet gelykertyd plaasvind, anders kan daar nie geskep word nie. Want as daar net tyd en ruimte was, waar sou God geskep het? Of wat sou God geskep het? As daar net ruimte en materie was, wanneer sou dit geskep geword het? As daar net tyd en materie was, waar sou dit geskep word? En dit bring my by ons tema vanoggend. Die eerste 3 sekondes. En ek het dit vir myself uitgewerk, want jy sien, hier is 3 dinge in tyd, en 3 dinge in ruimte, en 3 dinge in materie. Tyd is hede, verlede en toekoms. Ruimte is breedte, diepte en hoogte. En materie is vaste stowwe, vloeistowwe en gasse. Sommige kan 'n mens sien, maar sommige van die kan jy glad nie sien nie. En dan kyk ek na myself en die Bybel sê God het my na sy beeld geskape en God het jou na sy beeld geskape. En ek bestaan ook uit 3 uit: liggaam, siel en gees. En Elohim is die meervoudsvorm van God, meer as een in een persoon. My liggaam bestaan uit vlees, uit wat ek kan sien. My siel, met die nuutste navorsing, dui aan dat dit in my brein is. En my gees is my sintuie, my emosies. Ek is 3 in 1, soos 'n kers. Jy het die pit, jy het die wasgedeelte en jy het die vlammetjie. En die een kan sonder die ander een bestaan nie, net soos God. 3 in 1. En een van die dinge wat hier vir my baie duidelik uitkom is dat God staan buite sy skepping. Hy word nie beperk
deur sy skepping nie. Hy word nie geaffekteer deur sy skepping nie. Met ander woorde, God staan buitekant die skepping. As ons na die heelal, die skepping kyk, dan sien ons dat God is nie binne in sy skepping nie, maar staan van buite af. En hy staan nie binnekant en roer die dinge nie. En dit maak van God 'n ewige God. God is uit tyd uit. Iemand het dit eendag so mooi gestel, en hy het die volgende gesê, dit is ongeveer 150 jaar gelede. Hy het gesê, eendag lank gelede, toe daar nog geen tyd was nie, toe daar nog geen skepping was nie, was God. En in daardie beginlose eindeloosheid was God heeltemal alleen, daardie perfekte familieverhouding van Vader, Seun en Heilige Gees. Want in die begin het God geskep. Maar God het niks gehad om mee te skep nie, behalwe homself. En op daardie perfekte oomblik, in geen tyd, het God gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. Want in die begin het God geskep. En toe het God sy hand van alomteenwoordigheid uitgestrek na 'n onmeetlike beginloosheid van niks in ewigheid, en het hy niks uitgegooi na nêrens, en nêrens of niks het iets geword. Want in die begin het God geskep. En God het die son, die maan en die sterre en die hemelliggame en die uitspansel geskep. En hy het hulle geplaas in die kandelare van die hemel ruim en vir elkeen 'n naam gegee. En God het die diere en die plante en die berge geskep. En hy het gesê, dit was goed. En toe het hy heel laaste die mens na sy beeld geskep, die kroon van sy skepping. En die woord van die Here sê, dit was aand en dit was môre, die 6de dag. En toe sê God, dit was baie goed, of dit is baie goed. Kritiese vraag wat by mens opkom. En een ding wat uit hierdie vers vanmôre na my toe gekom het is, niks is toevallig nie. Ons het 'n ewigheid, ons het tyd, ruimte en ons het materie. En hier is die mens en die mens se jare wat God aan hom toegedien het na die sondeval is 70 jaar. 25.550 dae. 25.550 dae op hierdie aarde. En dan sterwe ons. En al wat gebeur is, die menslike siel en die menslike gees kan nooit sterf nie. Ons word net uit tyd uitgehaal in 'n ewigheid. Die Bybel leer vir ons 'n klompie dinge uit hierdie teks uit. En ek wil vanmôre 'n paar gedagtes aanhaal. Die Bybel sê vir ons, God is ewig. God is gees. En hy moet in waarheid aanbid word. In hom is daar geen leuen nie. God word in Jesus Christus vir ons sigbaar op hierdie aarde. Die Bybel gee sekere karaktertrekke aan God. Hy sê dat God is die Alfa en die Omega, die begin van alles en die einde van alles. Hy is die alsiende, almagtige, alomteenwoordige God. Niks ontglip sy gedagtes nie.
Niks kan hom verras nie. En hier word ons gekonfronteer met in die begin 'n wese oneindig groter as onsself, groter as enige ander wese wat ek op hierdie aarde of in die hemelruim ken. In die begin kry ons 'n persoon wat hemele en aarde uit niks kan maak of kan skape. As ek maar net na hierdie ou klein stof gedeeltetjie van ons aarde kyk wat die Here geskep het met 'n deursnee van 12.742 kilometer en 'n massa van 5.972 maal 10 tot die mag 24 kilogram, dan besef ek as 'n nietige skepsel. Ek het hier te doen met 'n God wat enige iets kan doen. Wat 'n verligting vir 'n verwarde mens op die aarde wat so baie vrae het, om te weet, daar is iemand na wie ons toe kan gaan met ons behoeftes, met ons siektes, met ons pyn en eensaamheid, om te vra vir 'n dak oor ons kop, kos in ons brood, in ons bord en brandstof vir ons bromponie se tank, om ons van een plek na 'n ander toe te bring. En die besef in my hart word groot, daar is tog hoop. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Hier kry ek 'n wese wat hom ontferm met 'n troostelose, in duister gehulde, hulpelose kolos van materie, wat net in die niet hang. Want die volgende vers sê, want die aarde was woes en leeg, en daar was 'n wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef oor die aarde. Wat maak hierdie wese hier? Wat maak hierdie God? Wat is hy besig om te doen? Nou word dit vir my duidelik. God maak kontak. Hy reik uit. Hy raak aan. Hy ontferm hom oor. Wanneer hy deur hierdie duisternis, hierdie watermassa kyk, dan sien hy 'n wêreld. Dan sien hy mense en hy sien vir my en hy sien vir jou en hy het 'n plan. Die Here sê vir ons baie duidelik dat God het geskep. En hier word vir my ook 'n paar dinge duidelik rondom die skepping wat ek as ek die wêreld en die skepping bestudeer, dan word daar dinge vir my duidelik. Ons asem suurstof in. En die wetenskaplikes sê waar daar suurstof is daar nie siekte nie. En iemand het vir my in hierdie afgelope paar maande 'n oefening gegee en gesê, as jy wil 4 of 7 jaar langer lewe, nou ek het 'n grap gemaak met iemand toe sê hy, wie wil nou tot 94 toe lewe? Maar as jy tot 4 of 7 jaar langer wil lewe, dan moet jy elke oggend net vir 10 minute sit en jy moet vinnig in en asem uithaal. Vir 10 keer, en dan hou jy jou asem, blaas jy jou asem uit en jy hou dit vir so lank as jy kan uit, en dan trek jy jou longe weer vol asem. En jy doen dit in 3 stelle en dan gaan jy aan met jou dagtaak. Dit programmeer jou liggaam om daardie suurstof wat nou in elke sel van jou liggaam is, te gebruik
om jou liggaam te herstel. Hier sien ons dat God die son gemaak het. Die son het 3 dodelike strale. Al 3 hierdie strale is dodelik vir die mens. Maar tog is van hierdie strale genesend. Die infrarooi radiasie mag glad nie op my vel kom nie, of glad nie met enige organisme meng nie, want dit sou enige organisme doodmaak. En dit stel vir my God die Vader voor. Ons kan nie in sy teenwoordigheid in vlees en bloed ingaan nie, sonder dat ons sterwe nie. En dan kry ons die ultraviolet lig, wat ek nie kan sien nie, maar ek kan dit voel. Dit stel vir my die Heilige Gees van God voor, wat binne in my gees is, en my hart warm maak, wanneer die woord van God aan my verduidelik word, en ek verstaan. En dan kry ek die visuele lig, wat as ek my arm uitsteek in die son, dan sien ek die sonstrale, en ek voel dit ook op my liggaam. Dit stel vir my die sigbare Jesus Christus voor, die Seun van die lewende God wat red en verlos. My liewe broer en suster, en so kom die Here in sy skepping na my toe, en iemand het ook vir my gesê dat elke mens het 'n biologiese klok, 'n sirkardiese klok of 'n sirkardiese ritme. En dis jou dag en nag ritme. In die aand slaap jy en jou liggaam gaan deur verskillende siklusse. En soms rus jou liggaam nie genoeg nie en kan daai klok nie gereset word, as ek die Engelse woord mag gebruik nie. En toe stel hulle voor, al wat jy doen is, jy vat 'n stoel en jy gaan uit vroegoggend as die son opkom, en as die son so op die horison opkom, dan kyk jy direk in die son met jou ooglede toe, en die strale van die son wat deur jou ooglede in die optiese senuwee ingaan, reset jou biologiese klok. En dan het jy hierdie ritme in jou. En is waarskynlik een van die redes hoekom 'n mens vra, waarom het God dan die son en die maan en die sterreliggame eers op die 4de dag gemaak, terwyl God op die 1ste dag gesê het, laat daar lig wees. Waarskynlik sodat die mens goed kan slaap en kan uitrus, en sy biologiese klok reg ingeskakel is om vir hom te kan energie gee en te kan doen dit wat hy moet. So kom die skepping na ons toe. En ek weet dat God het 'n doel en God het 'n plan. Die tweede ding wat hierdie ding vir my leer is God is lig, en in hom is daar geen duisternis nie. My liewe broer en suster, God is lig, en wanneer daar lig is, dan verdryf dit die duisternis, sê die Bybel. Duisternis kan nie voor God wees nie. Die Bybel leer vir ons dat lig is 'n verstommende entiteit. Dit beweeg teen 300.000 km per sekonde. Dis 'n absolute fenomeen. Daar is geen ding op hierdie hele aarde wat kan beweeg soos die spoed van lig nie. God is lig. My siel en my gees, sê die woord van die Here, is lig. 1 Johannes 1 vers 5 sê, God is lig en in hom is daar geen duisternis nie. Duisternis is die afwesigheid van lig.
Daar was duisternis op die wêreldvloed. En die eerste ding wat God gedoen het is, hy het deur sy lig, het hy die duisternis geskei. Lig skyn in duisternis, en duisternis het dit nie oorweldig nie, sê Johannes 1 vers 5. Lig is goed. En daarom het God gesê in die 4de vers, toe sien God dat die lig goed was, die son, die maan en die sterre. En ek leer dat hier op die aarde kan lig op die vuilste ashoop skyn en nie daardeur besoedel word nie. Die weerkaatste lig is net so rein soos die invallende lig. Wat 'n verligting om te weet daar is iemand na wie ek toe kan gaan. Wat 'n verligting, daar is iemand wat hom ontferm. God is lig. Daar is geen donkerte waarin die mens hom kan bevind, waarvoor die Here nie 'n uitweg het nie. Hoe onordelik, hoe leeg jou lewe ook al is, God het die antwoord. Hoe magteloos jy ook al is, God het vir my en jou 'n toekomsplan. Jeremia 29 vers 11. Hy het 'n droom vir my en jou. Niks is toevallig nie. Sien jy jouself in 'n posisie van totale onmag, in duisternis gehul vandag, weens jy omstandighede, wat dit ook al mag wees, finansiëel, werk, emosioneel, siekte, toestand, moenie moed verloor nie. Skep moed, sê die Here, daar is hoop. Het die Here Jesus nie vir Martha, Lazarus se suster gesê, in Johannes 11 vers 40, het ek jou nie gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, baie kinders van die Here se drome sterf en vergaan, omdat hulle nie kan glo dat die Here die skynbaar onmoontlike vir hulle kan doen. Hy is die skepper God. Hy is die God wat sterre met vuur uit sy mond uitspoeg en hulle plaas in die heelal. Wat kan hy nie vir my en jou doen nie? Die Bybel leer ook vir ons dat God is goed. En God wil ook hê dat die mens die goeie moet wees. Die voorbeeld wat Jesus vir ons kom stel het. Hy wil nie hê dat ons sleg moet wees en die slegte dinge moet doen nie. Want God het alles goed gemaak, sê die woord van die Here vir ons. Die Bybel, my broer en suster, leer ook vir my uit hierdie teksgedeelte uit, dat God is wonderbaar. Toe ek jonk was en op KJA, die kinderjeugleiding en ook op universiteit was, het ons veral hierdie liedjie gesing, en hierdie liedjie bly my altyd by. As ek in die aand na die sterre kyk, of die geure van die blomme ruik, as ek sien hoe al die berge lyk, U is wonderlik voorwaar. As die winde deur die bome suis, of as donderweer U krag bewys, as ek in my voel hoe lewe bruis, Here, U is wonderbaar. As ek sien hoe U met mense werk, met U liefde sonder maat of perk, as ek voel hoe U my lewe versterk, dan weet ek U is meer as bloot maar net 'n Heer wat ver daarbowe in die wolke troon. U is die Heer wat altyd in my woon. Daarom voel my hele lewe skoon. U is wonderlik voorwaar, ja U is. Ja U is.
U is wonderlik vir my. En laastens, my liewe broer en suster, word ek gekonfronteer met hierdie wonderlike Skepper God. En die Bybel vra vir my, hoekom volg ek Jesus Christus? Hoekom kies ek Jesus Christus? Hoekom kies ek die God van die Bybel? Hoekom kies ek nie vir Allah of Boeddha of Confucius of een van hierdie miljoene Hindoe gode? Hoekom aanbid ek nie my voorvader geeste nie? Want die Bybel sê vir my, God is liefde. Nie een van hierdie ander gode in die wêreld, afgode, kan sê hulle is liefde nie. God is liefde. Want so lief het God die mens gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. In die begin het God die hemele en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg, en die Gees van God het geswerwe oor die waters van die diepte. Mag hierdie boodskap vanmôre vir jou troos bring, en ek wil vir jou sê, jy mag enige vraag aan God vra. God wil vir jou antwoord. Daarom het hy vir ons die prediking gegee, daarom het hy vir ons die Bybelstudies gegee, daarom het hy vir ons Koinonia gegee, die gemeenskap van gelowiges, sodat ons kan leer wie hierdie God is, wat 'n plan en 'n droom vir my en vir jou het. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre in hierdie diens kan besin oor een teksvers in die Bybel. En dat hierdie teksvers vir ons so baie leer van wie U is. 'n Goeie wondergod, 'n ewige God, in wie daar geen begin of einde is nie. 'n God vir wie niks onmoontlik is nie. 'n God wat hom bemoei met arme sondaars soos ek. Charles Spurgeon het hierdie opmerking gemaak en gesê, en Charles Spurgeon was 'n groot man gewees. Waarom het die gordyn tussen die heiligste en die allerheiligste gedeelte heeltemal van bo na onder deurgeskeur? En sy antwoord was, sodat daar 'n deurgang vir 'n arme groot sondaar soos ek is, na die troonkamer van God, na die liefde en die genade en die barmhartigheid van God, wat hom bemoei met die mens. Waarlik, Jesus Christus is die enigste weg, die waarheid en die lewe. Die enigste een wat verdien om geloof en geprys te word. Mag ek en jy dit ook so sien, dat hierdie God wat ek aanbid, hierdie God wat jy aanbid, vir wie jy jou lewe gegee het, vir wie jy jou siel gegee het, is 'n God wat vir jou en vir my 'n ewige hemel, 'n ewige paradys, 'n ewige lewe wil gee, om saam met hom te wees, tot in aller ewigheid. Ons prys die Here vanmôre, in Jesus se naam. Amen. Kom ons gaan 'n laaste lied saam sing, tot eer van die Here. Ek sluit vanmôre hierdie diens af met Romeine 1 vers 20 wat vir ons die volgende sê: Van die skepping van die wêreld af kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei
dat sy krag ewigdurend is en dat hy waarlik God is, hoewel dit dinge is wat 'n mens nie met die oog kan sien nie. Mag die Here vir julle seën in hierdie week wat kom. Mag dit met julle almal baie goed gaan. Amen.